ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 349. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan Is dit Armageddon? Dik A4 boek, amper 500 bladsye, 460 bladsye. Inligting wat so relevant is vir die tyd waarin ons lewe, presies volgens die skrif en nie volgens kerklike en godsdienstige dogmatiek nie, maar dit wat die woord self sê. So jy belangstel, kan jy ons kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. Ekskuus tog. As dit dalk die eerste keer is dat jy reeks kyk of luister, is uiters belangrik dat jy by deel 1 begin, anders gaan jy nooit weet wat jy verloor het nie. Het is uiters belangrik om in te teken op die YouTube kanaal, sodat jy die kennisgewing van al die verskillende studies kan ontvang. Stuur ook die kontak vir die vriende, kennisse en almal vir wie jy lief is. Dis lewensverandering. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons Elohim, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het vanmôre om saam om die woord te kan sit en die bo-natuurlike waarheid te kan studeer. Ons is afhanklik van die werking en die leiding van die Ruach HaKodesh in hierdie woord. Maak dit vir ons lewend as ewig lewende water en die brood van die lewe. Geef ons ontvanklike sielsdimensies om vanmôre ons te versadig in die heerlikheid van u teenwoordigheid. Ons dank u vir al die seëninge. Ons bid dit in die mooiste naam. Die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa. Al die Jaffiste sê halleluja. Halleluja. Wat 'n wonderlike voorreg. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend vir u weer 'n wonderlike seën gaan wees. Wat 'n voorreg, wat 'n bo-natuurlike voorreg. Dankie Vader Jaffa. Dankie dat ons net saam kan wees. Ons gesondheid en alles, die dinge om ons, die dinge in ons. Ons vat dit baie keer net so van selfsprekend, maar dit is 'n gawe uit u hand. Dankie vir die salwing, selfs die salwing van die Ruach. Die woord sê die salwing wat die juke breek. Vanmôre bid ek dat deur die salwing van die Ruach, dat u juke breek in die mooiste naam Jaffa. Halleluja. Halleluja. Wonderlik wat wanneer ons in die teenwoordigheid van die Ruach is. Ons is al die tyd, want hy woon in ons. Maar dit is wanneer daardie salwing so swaar raak, wat 'n mens net besef hoe klein is ons in werklikheid. Hy is so besig met die boek Spreuke, hoofstuk 20, vers 3. Hy sê, dit is 'n eer vir 'n man om van twis weg te bly. Wat sê hy? Dit is 'n eer vir 'n man om van twis weg te bly. Vir baie mense, die oomblik toe ek van Aaron Botha en sy gevolg weggestap het, nadat Jaffa vir my die skrif gegee het, in 1 Timoteus 6 vers 3 wat sê, as iemand iets anders te leer en nie instem met die gesonde woorde van Jaffa en volgens die leer wat van die bo-natuurlikheid is, dies verwaand en verstaan niks nie, maar te sieklike sig na twisvra, woordestryd, afguns, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe is en verstand is, en dink dat die godsaligheidswindgewend is. Hy sê, onttrek jou aan sulke mense. Dis nie wat hy sê nie. Onttrek jou aan sulke mense, want daar is niks om te wen nie. Jy het al die evangelie vir hulle gegee. Hulle is soos babers wat in 'n bad water is. As jy hom hier gryp, dan spring hy daar uit. Hulle kom nie tot 'n punt nie. Hulle kom nie tot hulle wil nie tot die waarheid kom nie. Verstaan wat ek sê? Niks met hulle te doen vanmôre. Ek bring daai goed in lyn wat hier staan.
Vader het my 'n skrif gegee, 1 Timoteus 6 vers 3 verder aan. Nou sê hy hierso, dit is 'n eer vir 'n man om van twis of argumente weg te bly. Ons wil wegbly van die goed af. Ja, dit gebeur soms, soos met Dani Botha en die ander ouens is, as hulle rubbish praat, ons kan nie stil bly nie. As hulle leuns verkondig en maak asof dit is wat Jaffa doen. Nee, ons kan nie stil bly en net na dit sit en kyk nie. Jaffa het ons juist geroep om die Satan in sy volgelinge oop te maak. Dit is 'n eer vir 'n man, en ek wil sê vir 'n vrou ook, om van twis weg te bly. Maar elke sot breek los. Nou, ons is nie sotte wanneer ons iemand teestaan nie. Nee. Ek sien Jafashua in die tempel. Hy het nie stil gebly nie. Die oomblik toe hy daar instap en is besig om diere te verkoop in die voorportaal van die tempel, het hy 'n sweep gemaak en hulle uitmekaar uitgeslaan. Die diere losgemaak dat hulle gaan en die hokke van die duiwe oopgemaak dat hulle wegvlieg en die ouens pak slag gegee. Hy was nie 'n sot gewees nie. Hy sê die huis van my vader se aanbiddingsplek. So wat doen hy? Hy staan. Jaffa wil hê ons moet staan. Ons moet ons nie laat rondstoot nie. Ons is nie ruggraatloos nie. Ons is geroep. Die Bybel sê, hoe sal die wêreld weet as iemand hulle nie vertel nie? En wat doen Vader? Hy gebruik ons elke keer, vir u en vir my. In die tyd waarin ons lewe in hierdie 21ste eeu, om wat te wees? Vars water, vars sout en 'n lig in 'n verlore wêreld. Die woord sê, hoe sal hulle weet as iemand hulle nie sê nie? Hoe sal ons weet? Ons moet die getuienis uitdra. Maar ons kan net dit doen as ons die getuienis leef, né? Nou sê hy so, vers 4, in die hers ploeg die luiaard nie. Ai. Onthou ek nou al 'n paar keer vertel van die ou wat luiaard is, 'n ou wat daar onder die boom sit, wel in die herfs, sy eet stukkie biltong en sit daar en kyk en om hom ploeg hy, dis net stof, almal ploeg, dis in die herfs. Hy eet biltong. In die herfs ploeg die luiaard nie. En verlang hy iets in die oestyd. Ja, wanneer dit tyd is om te oes, na die reëns gekom het, en daai mielie so hoog staan. Broer Leon, julle ouens, julle weet, daar in Ermelo, die ander plaasboere, die ander in Namibië, al ons broers en ons susters, julle weet, jy kan nie in die herfs gaan stil sit nie. Dis waar jy die arbeid moet insit. En dan kom die somer, wanneer die ander ouens se mielies so hoog staan en die sonneblomme so groot is, en dan is daar niks nie. Ek is so bly dat ons nie sit en wag vir iets om te gebeur, om betrokke te wees nie. Ons as Jafiste is juis betrokke elke seisoen. Hoekom? Omdat Jafashua ons die opdrag gegee het. Meer as 2000 jaar gelede. Handelinge 2. Wat sê, gaan wag in Jerusalem, tot ek julle aangedoen het met krag uit die hoogte. Handelinge 2 vers 7. Krag, daai krag is Dinamiet. Hy sê, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, uiterstes van die wêreld. Die seisoene, ons gaan net aan. Daar is oor die 3600 video's wat ek reeds gemaak het op YouTube. Dis Afrikaans, dis nie Engels nie. En ons hou nie op nie. Hoekom nie? Want ons is besig om te ploeg. As ons nie ploeg nie, as ek en Pastoor Rika nie ploeg, in die saad, in die voorbereide grond te kan inkry nie. Al val die beste vroeë reëns en laat reëns, is daar niks om op te kom, behalwe kakiebos nie. Maar as die saad van die lewe gesaai is, die woord sê mos,
Die een plant, die een gooi nat, Jaffa laat dit groei. As ons daai saad ingesit het, as dit uitgegaan het oor die wêreld, dan het ons 'n oes wat ons verwag. Ons het nou 'n videoetjie gekry van Annelies. Sy het my gebel en sy sê, prof, is daar een van die pastore wat my kan kom onderdompel? En sy is te ver weg. Ek sê, daar is nie. Sy sê, ek moet geonderdompel word. En ek sê vir haar, kom ek sê wat ek doen. Ek gee vir jou die onderdompelingsformulier, hoe jy dit gaan sê. Dan kan jy iemand kry wat dit vir jou lees, wat daar staan in dit lees, dan onderdompel jy jouself. En sy het dit net so gedoen. En die persoon wat dit gelees het, seker haar dogter of 'n vriendin of iemand, maar sy vrouestem, het dit gesien, het dit gedoen. En toe onderdompel sy haarself. Nou ek het dit ook op ons webtuiste laat sit, deur broer David. Dit woord seker vandag of môre daar te wees, want die mense kan sien. Nou prof, waar kry jy die reg om iemand te laat hulle self onderdompel? Wel, as ek die skrif lees, dan sien ek dat toe Sipora, dit was natuurlik Moses se swart vrou uit Egipte uit, dat toe die kind gebore is, was hulle op die slagveld gewees. Hulle het uitgegaan. En die woord sê, terwyl hulle weg was, is die kind gebore. En die kind moes voor die 8ste dag besny word. Want dit was een van die 613 wette van Moses. Daar was nie 'n man wat die kind kon besny nie, want dit was normaalweg die werk van 'n man om die kind te besny. So wat doen sy? Die woord sê, sy het in die veld gewees. Sy het nie eers 'n skerp mes gehad nie. Sy het 'n skerp klip gevat en sy het sy vooruit besly. Toe noem sy hom haar bloedbruidegom, wat natuurlik ook beeldspraak is, verwysend na Jafashua wat sou kom, wie ons bloedbruidegom kom word het, deurdat hy aan die kruishout van Golgotha vir ons kom sterf het. So wat het Sipora gedoen? Sy het die kind besny. Toe die krisis daar is, daar's nie 'n ander uitweg nie, besny hom met 'n klip, 'n vrou. So wat doen ek? Selfs 'n vrou gee ek toestemming, want by Jafashua is daar nie 'n verskil tussen 'n man en 'n vrou nie. Halleluja. Hy sê, Galasië 3:26-29, ons wie ons in Jafashua onderdompel, daar sê jy Jood of Griek nie, vryman of slaaf nie, man of vrou nie, maar ons is almal een in Jafashua en volgens die belofte van Vader Abraham erfgename. So daarom gee ek my sissies die toestemming om ook hulle self te onderdompel, as daar nie 'n man is nie, of iemand anderster wat bevoeg is om dit te doen nie. Doen dit self. En ek het al reeds mense onderdompel in 'n stort. Dis mense, dis ou mense, wat te oud is om in 'n swembad in te gaan. Wat bang is vir die water. Dis reg, sit hulle onder 'n stort. Maak die water lou. Hulle moet net sopnat word. Jy sien, die Bybel sê, gehoorsaamheid is beter as offerhandes. Is dit so? Gehoorsaamheid is beter as offerhandes. So kom ons gryp die geleenthede aan. Nou gaan die ander ouens sê, ja, maar dit moet 'n pastoor gewees het, moes dit gewees het, moes dit. Dis nie wat die woord sê nie. Inteendeel sê die woord, kom nou, vandag, laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol, al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos sneeu. Hy vat ons kleed van sonde en ongeregtigheid, hy werp dit in die diepste van die see, en hy dink nooit weer daaraan nie. Sy woord sê, hulle wat ek vrygemaak het, het ek waarlik vrygemaak. Dis nie wat ons gewees het nie, dis wie ons vandag is. Ons is deel van die universele bruid van Jafashua oor die wêreld. En ons is volbloed Jafiste.
wie lewe in die Ruach HaKodesh en in die bo-natuurlike geopenbaarde name, soos uiteengeset en verduidelik in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version. En daarom het ek die Nuwe Testament ook vertaal in die bo-natuurlike geopenbaarde name in Afrikaans. Ek staan besig met die 4de boek, wat natuurlik van Jakobus is, tot by Judas, en dan ook die boek Openbaring sal 2 boeke wees. Ek wil hê, u moet bid vir hierdie bediening, dit is so belangrik. Hierdie bediening kan nie funksioneer sonder gebed nie. Dit is uiters belangrik. Kom ons bid vir die bediening, dat Jahwe sy wil bereik in elkeen van ons se lewens. Nou ja, die tyd is alweer gevang, tot môreoggend as Vader Jahwe lewensgesondheid spaar, Maranatha, Jahwe kom weer, halleluja.